Ja, dis 'n nuwe jaar, voorspoedige nuwe jaar. As ek jou dalk nog nie by die deur raak gesien het nie, hoop jy het 'n pragtige jaar. En jy weet dit, 4 dae terug is 2025 verby, nee, hy's klaar. En ek glo die meeste van ons is opgewonde daaroor dat dit 'n nuwe jaar is. Enige iemand wat bly is dat ons in 'n nuwe jaar is? Ons as gelowiges is bly, want ons weet dat die Here ons wil gebruik. Ons weet dat hy 'n plan het met ons lewens. Maar ons is natuurlik ook bly, want vir party mense was dit 'n amazing jaar, verlede jaar, nee. Maar vir ander mense, nie alles was 100% nie. Enige iemand wat sê, jy het so 1 of 2 terugslae gehad verlede jaar, nee. Alles was nie perfect gewees nie. Wanneer die klok 12 uur slaan, ek weet nie of dit by jou so is nie, maar kyk, as middernag kom op nuwe jaar, dan is ek terselfdertyd baie bly en baie bang. Want ek is nou net klaar met 365 dae. Ek voel eintlik so 'n bietjie goed daaroor. Maar dan besef ek, hier's nou 'n hele jaar wat weer voor lê. Maar die wonderlike ding daarvan is, dis so 'n bietjie van 'n, kom ons probeer weer. Dink jy nie ook so nie? Nee, ons is nou klaar met 'n jaar, dis 'n bietjie van 'n skoon bladsy. Ek kan met 'n nuwe pen op hierdie bladsy skryf. Ja, ons kan die jaar weer 'n bietjie aanpak. Ons wil regtig hierdie jaar die Here vertrou dat hy groot goed sal doen in en deur ons. Maar kom, ons praat net gou-gou 'n bietjie met die olifant in die kamer. Ek weet nie of jy hom raak gesien het nie. Nuwejaarsvoornemens. Ek wil minder eet, ek wil beter eet, ek wil meer oefen, ek wil vriendeliker wees, ek wil harder werk, ek wil minder hard werk, ek wil beter verlof beplan, ensovoorts. Nee, so dalk sê jy vir my man, nuwejaarsvoornemens is snert, is nonsens. Wel, die feit is, ek en jy gaan die jaar op 'n sekere manier aanpak, nee. Jy het besluit, jy gaan die jaar op 'n sekere manier benader, jy het planne, jy het drome, jy het sekere gewenste uitkomste. Party ouens sê ek gaan uit die heup uitskiet. Dis ook 'n plan. Dis nie 'n goeie plan nie, maar dis 'n plan. As jy sê, man, kom ons kyk wat gebeur, en dan kry jy dalk so jou eerste ontnigtering as jou baas vir jou vra, hoorie, daai ding waaroor ons gepraat het, wat die 2de week van Januarie moet reg wees, waar is hy? En dan sien jy daai uit die heup skiet, het totaal al die teiken gemis. Maar die vraag op hierdie punt is wel, maar wie gaan jy in 2026 wees? Snaakse vraag, nee, maar ek dink is tog so belangrik. Wie gaan jy in 2026 wees? 'n baie gewilde ding om te sê is, I'm going to be the best version of myself. Ek gaan die beste weergawe van myself wees. Die probleem is net, partymal, jy weet mos die rekenaar moes al geupdate het, en dan is hy verskriklik stadig. Almal het nog nie regtig geupdate nie, nee. So jou version, praat jy van vooroggendkoffie of naoggendkoffie? I'm going to be the best version of myself. Ander mense sê, I'm just going to do me. Ek gaan net ek wees. Vat my soos jy my kry, ek gaan nie verander nie, deal with it. Wel, die enigste gat in jou plan is dat daai jy wat jy wil wees, nie altyd so 'n nice jy is nie, nê. Jy self kom dit ook soms agter. En daarom doen ons hierdie reeks hier aan die begin van die jaar, the new you, of soos ons in Afrikaans sê, the canoe you. Dis mos 'n silent K wat daar is. En dit gaan eintlik maar daaroor dat daar iemand is wat jou nog altyd geken het. He knew you from the beginning. And he wants to do new things in you. Daar's 'n nuwe jy wat hy beplan het. En dis eintlik die jy wat ons in hierdie jaar wil instap, 2026, maar ons wil ook ervaar hoe die Here deur die loop van die jaar en deur die res van ons lewens nuwe goed in ons lewens doen. Lees gou saam met my die pragtige vers uit Jeremia 1 vers 5. Hy's op die skerm. Jeremia 1 vers 5 sê die Here, nog voordat ek jou gevorm het in die baarmoeder, het ek jou geken. Die Here het jou nog altyd geken. En ek wil hê jy moet vanoggend hier voordat ons in die preek inspring, wil ek hê jy moet gou daar by jouself hierdie vraag vra en hom vir jouself antwoord. Is jy bereid dat die Here in 2026 die nuwe goed in jou lewe doen wat hy beplan het? Is ek bereid dat hy dit doen in my lewe? Is ek gewillig dat hy dit in my lewe doen? He who knew me from the beginning wants to do new things in me. As jy vanoggend op daai plek is en jy sê, ja, dit is hoekom ek hier is. Ek wil hê die Here moet nuwe goed in my lewe doen. Ek wil hê hy moet werk in my lewe. Wil jy nie gou so net daar waar jy sit, jou oë toemaak. Miskien wil jy jou hande oopmaak. Kom ons bid net gou daaroor. Here, soos ons wegspring in die woord hierdie jaar, met iets wat U regtig op ons harte gelê het, is dit my begeerte vanoggend,
dat elkeen wat vandag sê, ja, ek is bereid, ek is gewillig, Here, ek is oop daarvoor, dat U doen in my en deur my wat U wil, dat elkeen op hierdie oomblik, Heilige Gees, net U genade sal ervaar, U teenwoordigheid sal ervaar, U langs hulle en by hulle sal ervaar, met die woorde nog voordat ek jou gevorm het ek jou geken. Dankie dat ons op hierdie manier ons jaar aan U kan opdra, in Jesus se naam. Amen. Nog 'n moeilike vraag. Dink jy jy's genoeg? Ek stamp jou vroeg in die jaar met groot vrae, nê. Dink jy jy's genoeg? Dink aan jou geloof. Dink jy dat jy genoeg die Here vertrou? Dink jy dat jy genoeg kinderlik vertrou? Jy weet mos nog, hy het nog altyd gesorg. Hy het nog altyd voorsien, hy sal nog altyd. Of is dit vir jou 'n stryd wanneer dit moeilik gaan? Sukkel jy om jou oë te lig net bo die probleem wat hier voor jou lê? Is dit so dalk in jou lewe dat jy sê, joh, jy weet as 'n krisis my tref, dan's alles on hold. Alles val uit mekaar, my hele lewe, my verhouding met die Here, alles, ek sukkel daarmee. Voel jy miskien jou vermoë om te cope, hier so aan die begin van die jaar? Jou vermoë om die baie wat jy moet doen, te doen met die min wat jy tot jou beskikking het. Voel jy dat jy genoeg is? Het jy al ooit so na die lewe gekyk, na jou goeie goed, die slegte goed, jou prestasies, ook jou mislukkings, en eintlik so saggies vir jouself gesê, ek voel nie vir my of ek genoeg is nie. Ek is nie fisies sterk genoeg nie, ek is nie emosioneel sterk genoeg nie, ek is nie geestelik, ek is eenvoudig net nie geduldig genoeg om alles te hanteer nie. Die vraag is natuurlik ja. Jy het dit al vir jouself gesê. Stem jy saam? Jy het al vir jouself gesê, I'm not up to this. Ek is nie genoeg nie. Ons almal het onsself al 1 miljoen keer dit gesê. Dis deel daarvan om mens te wees. Dis die een ding wat die mensdom deel met mekaar, is dat ons tye in ons lewens bereik, dat ons sê, ek is eenvoudig net nie genoeg nie. Probleem met hierdie mindset, met hierdie oortuiging, is dat hy vatplek aan jou kan kry, nê? Soos roes wat op 'n kar vatplek kry. Jette, is dit dan nie 'n verskriklike ding nie, nê? Die ou verkoop die kar aan jou, in bloem, en hy sê vir hierdie kar, het bloem nooit verlaat nie. Dit was 'n ou tannie sin. Hierdie ou tannie het hom gery vir 40 jaar, maar die kar is net 15 jaar oud, maar anyway, hierdie kar is spotless, en dan as jy daar wegry, en die kar is joune, en jy het alles geteken, dan sien jy sulke roesplekkies op die kar. Roes is nie iets wat verdwyn nie. En net so, wanneer ek en jy met die oortuiging leef, dat ons nie genoeg is nie, dan is dit soos 'n roes wat vat aan 'n kar, en dis iets wat aan my kan vat, wat my kan vreet, dis iets wat ek nie durf ignoreer nie, en ons gaan so 'n bietjie daaroor praat. So ons praat net nou 'n bietjie genoem oor hierdie uitdrukking, doen jy net jy, you just do you. Ons ken dit, nê? En dis eintlik, meestal is dit 'n goeie, daar's 'n goeie konnotasie daarin. Jy sê dit baie keer vir iemand wat onder druk voel. Wat voel ek moet wees soos almal sê ek moet wees. Ek moet doen wat almal sê ek moet doen. En dan sê, hoorie man, maar jy is net jy, doen jy net jy. Maar ongelukkig is dit ook so. Ek weet nie of jy dit gedoen het einde laas jaar nie, is altyd 'n goeie ding om te doen. Die mooi Afrikaanse uitdrukking is om bestek op te neem. Om voorraad op te neem van hoe jou jaar verloop het, nê. Die probleem daarmee as ek net doen wat ek wil, if I just do me, is dat ons baie keer sê, o gats, maar dis eintlik hoekom ek in die verknorsing is waar ek nou is. Ek het so 'n bietjie te veel van my gedoen. Dis hoekom my verhoudings lyk soos hulle lyk, dis hoekom ek verward is oor wie ek nou regtig is, dis hoekom ek gebrek aan rigting in my lewe soms voel, dis hoekom ek leeg voel, al is my huis vol goeders. En dit bring ons by dieselfde gevolgtrekking partymal. Ek is nie genoeg nie. Die probleem met hierdie ek is nie genoeg nie, is dat dit 'n leuen is in die eerste plek. Jy moet dit raak sien as 'n leuen. Maar dit is dan natuurlik ook so, dat die vyand lief is daarvoor as jy hierdie gedagte van ek is nie genoeg nie entertain. Want dis 'n gap vir hom, dis 'n geleentheid vir hom.
En wanneer hy dit reg kry om jou kop te besoedel daarmee, dan begin jy terugtreë in jou verhouding met die Here. Jy begin terugtreë op vrymoedigheid en jy kom agter dat jy eintlik gestagneer het. As jy vasgekeer is in hierdie leuen, dan aanvaar jy nie God se uitnodigings wat hy aan jou rig nie, want jy dink by jouself, hoekom sal die Here my nou uitnooi? Wanneer jy dink en oortuig is en glo dat jy nie genoeg is nie, dan saboteer jy die geleenthede wat die Here op jou pad stuur. Het jy dit al ooit gedoen? Die Here stuur iets op jou pad, jy weet is hy, maar jy sê, ek is nie genoeg nie. Hoekom sal die Here nou dit vir my gee? Jy vermy jou roeping. Soos ons later sal ontdek, jou roeping, dit waarvoor die Here jou roep in die lewe, gaan nie oor wat jy kan doen nie, dit gaan nie oor of jy goed genoeg is nie, maar wanneer jy oortuig is jy is nie goed genoeg nie, dan wil jy ook nie reageer op die Here se roeping in jou lewe nie. En dan bevraagteken jy gereeld jou identiteit. Want jy sien, my seun weet dat hy my seun is. Of hy nou presteer het of nie presteer het nie, hy weet dat ek sê hy is genoeg. Maar wanneer ek oortuig is dat ek nie genoeg is nie, dan val ek heeltyd rond tussen kind en weeskind. Dis verlammend. Ons was 'n bietjie in ons siele inboor vanoggend. Ek hoop is okay met jou. Die vraag is, waar kom dit vandaan? Hoekom voel ek en jy partymal dat ons nie genoeg is nie? Die Bybel gee vir ons 'n bietjie riglyne daaroor. Ons gaan daar so 'n paar van die wortels daarvan kyk. Eerste rede hoekom 'n mens dalk kan voel dat jy nie genoeg is nie. Kom ons noem dit selfverwerping, self-rejection. As jy nou 'n groot woord daarvoor of 'n groot naam wil kry, die vernietigende teologie van selfverwerping. Hoekom teologie? Want teologie is 'n studie van God. En wanneer ek God op 'n sekere manier gaan verstaan, gaan ek my lewe op 'n sekere manier verstaan. En as ek die teologie van verwerping en selfverwerping aanhang, dan het ek moeilikheid. En die probleem is ongelukkig dat baie gelowiges hierdie vals evangelie glo, wat so klink. Die Here verdra my, maar hy hou nie noodwendig vir my nie. Het jy dit al ooit gedink? Jy het dalk groot geword in so 'n kerk. Jy het dalk groot geword in so 'n huis. Dat jy die idee kry dat die Here die heeltyd eintlik vir jou kwaad is. Dat hy jou eintlik maar net verdra, maar hy hou regtig nie van jou nie, en daar kan nou baie redes daarvoor wees. Miskien klink van hierdie vir jou bekend. Probeer gou dink, as dit dalk iets is wat by jou 'n probleem is, dat jy sê, ja, die Here verdra my. Hy hou my daarom in die lewe, maar hy hou nie van my nie. Miskien kom dit van 'n ervaring wat jy gehad het met 'n ouer of met 'n gesagsfiguur. En nou werk ons koppe maar so dat ons dit projekteer op God. Iewers het iemand vir my mooi laat verstaan dat hulle my maar net tolereer. En ek dink die Here doen dieselfde met my. Miskien kan dit wees dat iemand vir jou iewers iets gesê het. Jy gesê, hoor, ja, daar sal nie veel van jou word nie, né? Jy hoor hoeveel stories van 'n volwasse persoon wat sê, ja, daai juffrou of daai meneer of daai wie ook al het vir my gesê, jy gaan nie veel word nie. En dan word hulle Richard Branson of so iets. Maar partymal het iemand iets vir ons gesê, jy was 'n onbeplande swangerskap. Jy gaan altyd 'n gemors van jou lewe maak. En nou dink ek God voel dieselfde oor my. Partykeer voel ek is nie genoeg nie en ek het nie vrymoedigheid by die Here nie. En die Here verdra my net, hy hou nie regtig vir my nie oor my sonde. Is dit nie maar die mees algemene een nie? Stem jy saam? Die mens dink, as ek droog gemaak het, as ek 'n hele klompie foute in my lewe gemaak het, dan die Here die besigheid nou al so gekyk. Die eerste 10 keer was nog alright. Maar toe dit by 100 keer kom, toe die Here besluit, hy haal so lank sy skêre uit, hy gaan my draadjie knip. Party mense dink so, en daarom dink hulle dat die Here my nie liefhet nie, dat hy nie vir my omgee nie, maar gelukkig, en hier begin die goeie nuus. Gelukkig praat die Bybel nie daarvan dat die hele verhaal met sonde begin het nie. Wanneer ons Genesis lees, dan sien ons, en dit was baie goed. Genesis 1:31, God het na alles gekyk wat hy gemaak het, en kyk, dit was baie
goed. Met die hele skepping, met alles wat hy gemaak het, het hy daarna gekyk en hy het gesê, dit is baie goed. En toe die Here na jou gekyk het, en toe jy gebore is, en toe jy die wêreld ingekom het, het die Here nie na jou gekyk en gesê, ja, is aanvaarbaar. Hy het nie na jou gekyk en gesê, soos wat ons, as ons iets gedoen het, daar is niks wat ons perfek kan doen nie, ons kan net 'n fout perfek maak, dat die Here na ons gekyk het en gesê, so. Die Here het nie gekyk na sy skepping en na die mensdom en gesê, is beter as niks. Nee, wat het hy gesê? Hy het gesê, dit is baie goed. Nou, ons almal weet van die appel-insident in die tuin van Eden, nê? Ons weet daarvan. Dis die dag toe sonde die wêreld ingekom het. Dis die dag toe Adam en Eva teen God gesondig het, ongehoorsaam was aan hom. Maar weet jy wat het nie gebeur daai dag nie? God se beeld in die mens is nie uitgewis nie. God het jou nog steeds lief. God se prentjie is nog steeds in jou. En daarom moet jy dit vandag baie goed verstaan. Verlossing, verhouding met die Here, 'n nuwe lewe deur Jesus Christus, is nie iets waarin die Here kom en hy wil jou kom afbreek en jou kom doodmaak en jou kom verwoes en vernietig nie. Nee, dis juist die teenoorgestelde. Wanneer ons 'n verhouding met die Here het, dan kom hy en hy bring herstel. Hy bring transformasie. In Romeine 5 sê Paulus, hy kom doen soveel meer as wat Adam met God gehad het toe Jesus Christus gekom het vir ons geregtigheid. Hy gee ons nog meer as dit. Hoor jy dit vandag? Hoor jy vandag dat die Here, toe hy jou gesien het, toe hy jou beplan het, toe jy jou eerste asemteug gegee het, dat die Here vir jou gesê het, oor jou gesê het, dis baie goed. So die eerste probleem is dat ek intern net kan voel, nee, die Here like my nie. Maar daar's eksterne goed ook, nee, en dis hierdie ou doring van vergelyking. Enige iemand al ooit gesukkel daarmee? Keeping up with the Joneses, nee. Enige iemand al daarmee gesukkel? As ons net daarvan kan ontslaa raak, haar mooi blonde hare, sy fris arms, hulle pragtige huis, sy perfekte huwelik, haar uitstekende Bybelkennis, sy suksesvolle besigheid. Dis goed wanneer ons kyk na ander mense en ander goed. En wat ons eintlik doen wanneer ons onsself met ander vergelyk, is dat ons God se foutlose, volmaakte, unieke skepping van elke individu, dat ons dit verwerp. Dink net gou aan dit, julle. Kom ek wees eerlik, ek moet dit gereeld vir myself sê. Ek moet gereeld vir myself sê, hoorie, die Here het jou uniek en spesiaal en wonderlik gemaak soos jy is. Wil jy dit nie vanoggend ook vir jouself vat nie? Een van die mees tragiese goed wat ek baie keer hoor by mense wat kerk toe gaan, is dat hulle sê, hulle gaan kerk toe, en dan sê hulle, almal check my uit. Almal kyk wat ek aan het. Almal kyk hoe my hare lyk, ek het nie daai probleem nie. Almal kyk sy kar. Dan dink ek, dit vernietig ons so. Wanneer ons onsself met ander vergelyk. Jy is God se volmaakte vakmanskap. Ek gaan vir jou lees, Efesiërs 2 vers 10, in die Amplified. Stel dit so mooi, Efesiërs 2 vers 10. For we are his workmanship, his own masterwork, a work of art, created in Christ Jesus, reborn from above, spiritually transformed, renewed, ready to be used for good works, which God prepared for us beforehand, taking paths which he set, so that we would walk in them, living the good life which he has pre-arranged and made ready for us. In Christus is jy 'n nuwe maaksel, 'n nuwe skepsel. O, ekskuus Here. Sorry Here, dis eintlik wie ek is. Niet gemaak in U. Ek is nie 'n massa vervaardigde produk op 'n fabriek se produksielyn nie. Nee, ek is 'n roeping. Toe die Here jou gemaak het, toe die vakman jou vervaardig het, en wat daai woord beteken is 'n produk, toe hy jou gemaak het, sy eie produk wat hy gemaak het hy 'n roeping vir jou gehad. Jou roeping is nie
haarkapper of soldaat of rekenmeester of pastoor of onderwyser nie. Jou roeping is kind van God. Hoor jy dit? Want hy het jou geroep uit die duisternis na die lig. En dan ja, jou werk, dis waar jy jou roeping uitleef, verseker. En jy kan briljant wees in jou pos en dit sal jou juist so groot getuienis vir die Here maak, maar jou roeping is om aan die Here te behoort. God het ontsettende fyn detail beplanning, liefde en moeite ingesit om jou te maak, om jou hier te laat wees. Jy is nie random nie, jy is nie 'n ongeluk nie, jy is nie 'n tweede rangse Christen nie, en jy is onvervangbaar. Jy is die enigste jy wat daar is. Miskien is jy vanoggend 10 of jy is 80, maar jy moet dit hoor. Jy moet vanoggend hoor dat die Here vir jou sê, jy is uniek, onvervangbaar, spesiaal met 'n roeping. Kyk, dis alles goed en wel, sê jy dalk nou vir my, maar hoe kry ek dit reg om myself nie te vergelyk met ander mense nie? Dis die $1 million question, maar daar's 'n antwoord. Hoe kry ek dit reg wanneer ek hier uitstap en ek kyk na mense, wanneer ek in die parkeerterrein is en ek kyk na karre en ek in die straat inkom en hoe kry ek dit reg om myself nie te vergelyk nie? Wel, een ding wat my nogal baie help is iets wat Dawid sê. Dawid skryf in Psalm 119, die langste hoofstuk in die Bybel. Ons gaan dit gou lees, nee ek spot. Ek gaan vir jou een vers uit Psalm 119 lees. Nie, hy is nie op die skerm nie. Dawid, wat liries raak oor die wet van die Here, die woord van die Here, die bepalings van die Here, die voorskrifte van die Here. En dan sê hy die volgende in vers 11, hy sê, ek het u wet in my hart gebere. Jy het al gehoor, 53 vertaling. Hy sê, ek het u woord in my hart gebere. Wat gebeur wanneer ek en jy die Here se woord in ons hart bære? Wel, kom ons gaan gou na wat gebeur wanneer ek ander mense se woord oor my, wat nie altyd positief is nie, wanneer ek dit in my hart bære. Wat gebeur wanneer ek eintlik maar die sonde van vergelyking toelaat om in my hart gebære te word? Dit bepaal tog my denke, nie waar nie? Dit bepaal my oortuigings, dit bepaal op die eind my waardesisteem. En hier is Dawid en hy sê, as ek hom mag paraphrase, hy sê, daar's soveel goed daar buite, die eksterne goed wat my aanval. Ek self wat kyk en ek vergelyk my die hele tyd met mense. Kom ek maak seker dat dit wat ek in my hart insit, die waarheid is. Onaangeraak deur die menslike onvolmaaktheid van vergelyking. As jy in hierdie jaar oorwinning wil hê oor die sonde en die swakheid en die aanval van vergelyking, want dis wat ek ook wil aanhou doen, bære die Here se woord in jou hart. Hoor wat hy sê oor jou. Hoor wat hy sê oor jou waarde. Bære sy woord in jou hart. Dawid doen dit, en ek en jy moet dit doen, want wanneer ons die Here se woord in ons hart bære en dit oordink en die leuen vir die waarheid ruil, it keeps us sane. Dat ons koppe gesond. Jy weet hoe jy raak wanneer jou buurman kry swembad, nou sit jy ook een in. Nou het jou buurman 'n mooi lailou. Nou koop jy ook een. Ek het 'n mooi flamingo lailou gesien in die vakansie, maar hy was te duur. Nou het jou buurman 'n nuwe kar en sê maar ek moet ook 'n nuwe kar kry. Ek kan dit nie bekostig nie, maar ek sal die bank oortuig. Hulle wil my geld hê. Daai koorsagtige gejaag na goed, dit maak 'n mens dood. Kom ons bære die Here se woord in ons harte hierdie jaar. En ons laat hom toe om te praat oor ons, oor ons eie waarde. Tweede struik waarna ons kan trap, is 'n interne struik. Dis die mislukkings van die verlede. Die mislukkings van die verlede. Kyk, Satan is 'n opportunis. En wat hy sal doen, wanneer ek en jy in 'n oomblik 'n fout maak, dan kom hang hy 'n etiket om ons nekke. Het jy dit al ervaar? Jy het 'n fout gemaak, en nou kom oortuig hy jou, jy is 'n fout. Jy het die bal gedrop in jou huwelik met 'n dingetjie. Nou kom oortuig hy jou, jy is 'n slegte man, jy is 'n slegte vrou. Jy sukkel by die werk met iets.
sukkel om die mas op te kom. Iets is baie moeilik daar, is 'n moeilike ding wat jou in die gesig staar en hy kom oortuig jou, jy is useless, jy is niks werd. Jy gaan niks reg kry nie. Satan gebruik hierdie oomblikke, en ongelukkig is dit baie keer ons eie koppe wat dit doen. Ek het dit gedoen, nou is ek dit. En ek loop met daai oortuiging rond. Ek het soos jy in my lewe baie foute al gemaak, baie goed, waar ek ewig spyt is. Goed, waar ek sal dink, ek wens ek kon dit verander. Ek wens ek kon net vir mense sê, nee, dit is nie regtig so nie. Soos 'n Bloubal ondersteuner. Verstaan, jy kan net vir hulle sê, hoor ek is eintlik 'n cheetah ondersteuner. Jy lag vir my skokkend min mense. Waar is die Bloemfonteiners? Ek wens ek het net gedink voor ek praat. Ek wens ek het nie op daai stadium in my Christelike lewe waar ek ontdek het dat die Here my vry gemaak het. In my vryheid het ek seker goed gedoen want ek was vry daarvan, maar ek wens my pel wat nog nie geestelik volwasse was nie, dit nie gesien nie. Want hy het toe teruggeval. My lewe. Ons het almal goed waar ons spyt is. Mislukkings, ja. Maar is ek 'n mislukking? Daar is iemand wat wil hê jy moet dink jy is een. Maar weet jy wat? Daar het 'n verlosser aan 'n kruis gehang, wat bereid was om soos 'n mislukking te lyk, sodat jy nooit soos een hoef te voel nie. Daar hang hy. Hulle kyk na hom. 'n Bespotting. Alles dui daarop dat hy 'n bespotting is. Alles dui daarop dat hy 'n vals leraar was. Almal kyk na Jesus en hulle sê, ja, jy het mos gesê, probeer nou. Almal kyk na hom, hy's 'n verleentheid vir homself. Hy's 'n mislukking, hy's 'n bespotting vir jou aan die kruis, sodat jy na die kruis toe kan hardloop en kan sê, ja Jesus, asseblief, ek kan nie sonder U nie, want sonder U is ek 'n mislukking. Maar in U word my storie herskryf. Jou verlede definieer jou nie. Nog 'n aanval is die leuns van die vyand, geestelike aanvalle. Ons ken dit, nê? Ons weet daar's 'n vyand. Die Bybel skryf vir ons daaroor, hy is soos 'n brullende leeu wat rondloop, hy kyk wie hy kan verslind. Ons weet daar's 'n teenstander, dis sy werk, hy's die aanklaer. En wanneer ek en jy begin om die waarheid van die woord in ons harte te begin bære, wanneer ons begin om die woord te lees en te gehoorsaam en te oordink en daarvolgens te lewe, wat gebeur? Wat doen Satan? Wat het hy gedoen nadat God met Adam en Eva gepraat het oor hierdie pragtige tuin? Hy kom sê, het God regtig so gesê? Wanneer jy wil beweeg van ek is nie genoeg nie na dis dalk nie die waarheid nie, dan kom Satan en hy sê, wie dink jy is jy? Wie is jy nou om te dink jy is iemand? En kan ek jou hierdie raad gee? Ek dink nie in daai oomblik is die oplossing om in 'n sekere sin jou geestelike CV te bring nie. Sê ja, maar ek is al soveel jaar gered en ek is gedoop en ek is daarom betrokke by die kerk en ek betaal my belasting en so aan. Nee, al wat jy doen in daai oomblik is jy staan in jou posisie in Jesus Christus. Paulus skryf in Efesiërs 6 oor die geestelike wapenuitrusting en hy verduidelik en is baie mooi prentjies en dan sê hy, op die ou end, nadat jy weerstand gebied het, dis sodat jy kan staan en kan staande bly. Jou plek in Jesus Christus is 'n staanplek waar jy veilig in hom staan. Ek is nie genoeg nie. Ek voel nie genoeg nie. Wat is God se antwoord? God se antwoord is, my genade is vir jou genoeg. Ons ken Paulus se storie van die doring in die vlees. Vir eeue al wonder teoloë oor dit. Wat kan dit wees? Niemand weet wat dit was nie, maar dit was so erg dat hy die volgende geskryf het in 2 Korintiërs 12 vers 8 en 9. Hy sê, hieroor het die Here 3 maal gesmeek dat dit van my moet wyk. Maar hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Dis nie maklike woorde nie, nê?
My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Die probleem wat ek en jy het, is dat ons baie keer dink dat ons swakhede ons diskwalifiseer dat God ons kan gebruik. Ons dink, Here, as U net hierdie ding van my kan verwyder, dan sal ek dan ongelooflike goed vir U koninkryk kan doen. Here, as U net hierdie siekte toestand kan verwyder. Here, as U net hierdie persoon in my lewe kan verwyder. Here, as U my net 'n ander werk kan gee, as U my net 'n deurbraak hier kan gee, dan sal ek hom ongelooflike goed vir U koninkryk kan doen. Ek sê nie dat God nie 'n geneesheer is nie. Ek sê nie dat hy nie die God van deurbraak is nie. Maar jy sien, ons kyk na ons probleme en ons sien struikelblokke en God kyk na jou probleme en hy sien 'n platform van waar jy sy koninkryk kan bedien. As 'n boek wat geskryf is deur Kyle Idleman, Less of Me, en in sy boek skryf hy oor Corrie ten Boom. Jy het ook al van haar gehoor, sy was 'n baie bekende evangelis en 'n sendeling gewees, en sy het 'n boek geskryf, The Hiding Place, en daarin vertel sy hoe sy in 'n Duitse konsentrasiekamp was in die Tweede Wêreldoorlog, en hoe sy vir Jesus getuig het. Maar daar's 'n ander boek wat sy ook geskryf het, met die naam van Tramp for the Lord. En sy skryf in hierdie boek oor 'n man en vrou wat sy ontmoet het tydens die Koue Oorlog in Rusland, waar Christene vervolg is. Ek wil vir jou daaruit lees, en dan gaan ek net nou die laaste deeltjie daarvan op die skerm met jou deel. So Kyle skryf nou in sy boek, hoor gou hier, dink aan die swakhede in jou lewe, dink aan hoe jy jouself diskwalifiseer, die doring in jou vlees. Hy skryf, die ou vrou, skryf Corrie, het op 'n rusbank gelê, veelvuldige sklerose, staan in Engels bekend as MS, het haar liggaam erg aangetast. Sy was in alle rigtings verwronge en sy was afhanklik van kussings om haar te ondersteun. Sy het geen beweeglikheid gehad nie en al haar man se tyd is daarin gewy om haar te versorg. Die wysvinger van haar regterhand was al wat sy kon beheer. Net haar wysvinger. Niks anders nie. Maar wat het sy nie met daardie vinger verrig nie? Dit het die hele dag en tot laat in die nag oor 'n tikmasjien se sleutelbord beweeg, woorde en sinne en paragrawe getik, terwyl sy die Bybel en ander Christelike boeke in haar Russiese taal vertaal het. Haar man het toegekyk en opgemerk dat dit die gerimpelde ou vinger dikwels lank geneem het om 'n sleutel te tref. Maar aan het dit beweeg, letter vir letter, deur boeke van die Bybel. Toe kom Corrie ten Boom kuier. Sy het na die verwronge skraal liggaam op die rusbank gekyk en medelee oor haar het haar oorweldig. Sy het gebid, o Here, waarom genees U nie hierdie arme vrou nie? Die man het gesien hoe diep die besoeker geraak is en hy het gesê, God het 'n doel met haar siekte. Elke ander Christen in die stad word fyn dopgehou deur die geheime polisie, maar omdat sy al so lank so siek is, kyk niemand ooit na haar nie. Hulle los haar uit en sy is die enigste persoon wat kan vertaal onopgemerk deur die polisie. En dan die volgende wat Kyle sê, dit is onakkuraat om te sê dat God ondanks haar swakheid gewerk het. Die waarheid is dat hy op 'n kragtige manier deur haar swakheid verheerlik is. Jy sou jammer voel vir daardie vrou net soos ek sou, maar juist dit wat ons sou wou wegwens en wegbid, dit wat skynbaar haar lewe vernietig het, die doring in haar vlees wat soveel pyn veroorsaak het, was 'n heilige plek wat 'n baie swak vrou toegelaat het om 'n pilaar van krag in God se koninkryk te word. Waar is U wonderwerk, God? Hoekom genees U my nie? Waar is U God van herstel? Hoekom kan hierdie verhoudings nie versoen word nie? Waar is U God van oorvloed? Hoekom kry ek so swaar? Hy hoor jou. Maar embrace jou swakheid. Embrace jou doring, sodat hy daardeur verheerlik kan word. Die oplossing is dat Jesus Christus ons genoeg maak. Dis die ontdekking wat ons maak wanneer ons in 'n verhouding met hom begin staan. Jy sien, die leuen is, ek moet eers alles reg kry, ek moet eers hierdie ding perfek kan doen, ek moet eers foutloos wees, ek moet sonde heeltemal oorwin, dan sal die Here my kan gebruik. En die waarheid is ver van hierdie leuen af. Want jy sien, wanneer Jesus kom, dan gaan dit nie oor self-improvement nie. Dit gaan oor Christus wat in my woon. Kan ek jou nie uitnooi hiervoor nie. In plaas daarvan om hierdie jaar net jy te doen. Just do you.
En ek wil nie jou individualiteit minder maak nie, maar in plaas daarvan om te sê, I'm just gonna do me, wil jy nie in hierdie jaar jou in een gevlegtheid met Jesus Christus celebrate en so leef nie? Paulus sê in Galasiërs 2, hy sê, is nou nie meer ek wat leef, is Christus in my. Wil jy nie daai druk van jouself afhaal as dit dalk daar lê, dat ek iets moet wees, ek moet konformeer tot een of ander prentjie of beeld, en net sê, maar Christus woon in my. Die lewe wat ek nou leef, leef ek vir hom, en vir sy eer. Ek wil vra of die musikante vir my asseblief verhoog toe kan kom. Vanoggend praat die Here met jou. Jy hoor hom. Jy sê dalk vanoggend, hierdie goed is so waar en ek glo dit al so lank en dit is 'n waarheid in my lewe wat my voed, wat my blydskap gee, wat my krag gee. Prys die Here, dit is wonderlik. Maar 10-1 sit jy vanoggend hier en jy sê, "Sjoe. Ek wil net gou in die begin van die jaar net gou 'n belyning doen. Ek het jou in die begin gevra, maar wie wil jy wees in 2026? Voordat Jesus enigiets gedoen het die Vader iets oor hom gesê. Ons ken dit baie goed. Ek lees dit gou vir jou. Markus 1, vers 9 tot 11. Voordat Jesus enigiets gedoen het. Jesus het in daardie selfde tyd na Nasaret in Galilea afgekom en hy is deur Johannes in die Jordaan gedoop. Net toe hy uit die water kom, het hy die hemel sien oopskeur en die Gees soos 'n duif na hom sien neerdal. Daar was ook 'n stem uit die hemel. Jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. As jy vanoggend in Christus is, dan mag jy en dan moet jy jou naam ook daarin sit. Voordat Jesus 'n preek gepreek het, dis voordat hy 'n demoon uitgedryf het, dis voordat hy 'n siekte genees het, dis voordat hy brood vermeerder het, dis voordat hy op die water geloop het. Kom die Vader en hy sê net, verstaan mooi, hierdie is my seun. In hom het ek 'n welbehae, sê die ou vertaling. En as jy in Jesus Christus is, dan is dit op jou ook van toepassing. Hierdie is my seun, hierdie is my dogter, oor hom, oor haar is ek verheug. Hoe bly is die Here oor jou? Blyerig. Sefanja 3 vers 17 sê dat hy, die krygsman wat red, sê letterlik dat hy opspring en dat hy opgewonde in die ronde rondtol oor jou. Dis wat dit sê. Dis wat hy oor sy seun sê. Dis wat hy oor jou sê as sy seun, as sy dogter, as jy in Christus is. Die vraag is nie meer wat God van jou dink nie. Die vraag is, stem jy saam met hom? Stem jy saam met hom? Dat jy sy geliefde seun of dogter is. Jy sien, wanneer ek en jy dit doen, wanneer ons die nuwe ek kies, dan verwerp ek die ou leuen, dan leef ek uit Christus se oorgenoeg. Dan stap ek in my roeping in, dan hou ek op probeer genoeg wees, dan leef ek in die waarheid, dat Jesus Christus my genoeg maak. The canoe you, the one the Lord knew, and the one He wants to make new. 'n Mens kan op 4 Januarie baie moeg wees, van ek is nie genoeg nie. Nee. Desember vakansie is nie vir almal vakansie nie, maar Desember vakansie en Kerstyd en Nuwe Jaar is nie vir almal 'n maklike tyd nie. En jy kan op die 4de Januarie sê, ek's klaar. Ons kan maar die kersboom weer opslaan. Wil jy nie vandag die leuen kom breek nie? Ek wil jou uitnooi daar waar jy sit. As jy in jou handsak 'n papiertjie en 'n pen het, om gou daar neer te skryf, hoekom voel ek is nie genoeg nie, partykeer. Dis nie vir almal nie. Miskien wil jy op jou selfoon gou dit tik. Dis kom ek voel ek is nie genoeg nie. Dalk is dit iets in jou kop. Jy hoef nie eers dit neer te skryf nie, dit is altyd daar. Maar wil jy nie vanoggend die leuen breek nie? Wil jy nie vanoggend voor jy uitstap, daai papiertjie opvrommel, daai woord delete op jou foon nie?
wil jy nie soos Dawid maak as dit in jou kop rond draal, sê ek gaan die woord van die Here in my hart bære. En hy sê ek is sy geliefde seun. Ek is sy geliefde dogter. Miskien moet jy die vernietigende teologie van selfverwerping uitgooi. Ek kan baie stories vertel, maar een van hulle is dat as die Here my spaar, komende Maart maand is ek 15 jaar by hierdie kampus waar ek bedien. En ek het laat in my lewe bediening toe gekom. En dit was my in die begin 'n verskriklike stryd gewees, want ek was goed met een beroep, ek was 'n spesialis in my beroep gewees, en ek het altyd geweet die Here gaan my roep om voltyds vir hom te werk, want ek weet sy roeping is op my lewe op daai manier, maar toe ek begin het ek soveel onsekerhede gehad, want ek is nou hierdie ouer man op 36, wat in die bediening inkom, en die jong ouetjies en die ander ouens wat saam met my werk is so talentvol, en hulle het soveel ervaring, en die hele tyd was ek besig met hierdie ding van selfverwerping, want ek is nie genoeg nie. En Dani, wat die meeste van julle ken, het my so gehelp daarmee, en hy moes dit meer as een keer vir my sê, jy is nie op hierdie span omdat jy iets wonderliks doen nie, jy is hier oor wie jy is. Jy is 'n seun van God. En jy kan 'n bydrae lewer tot hierdie span wat iemand anders nie kan lewer nie. Jy kan nie 'n ander ou sin lewer nie, en hy kan nie joune lewer nie. Is dit nie miskien iets wat jy ook in jou lewe moet settle vandag nie? Dat die Here my aanvaar het, en omdat hy my aanvaar het, is dit waar, en daarom moet ek dit ook vir myself vat. Miskien die geestelike aanval van die vyand se leuen is dalk iets wat die hele tyd by jou rond meng en maal, en die feit is nou maar net, vriende, dat jy een van twee keuses het. Die een is, jy koop Satan se leuns, en alles wat saam met dit gaan, of jy kom koop water by die Here, verniet. Jesaja 55, kom, almal wat dors is, kom. Die wat nie het nie, kom, verniet, kom drink. Jesus sê vir die vrou by die put in Johannes 4, hy sê, jy vra vir my vir water, maar as jy geweet het vir wie jy dit vra, het jy my gevra, dat ek vir jou lewenswater gee. Dat jy nooit weer sal dors hê nie. Wat is jou doring? Wat is die doring in jou vlees? Wil jy nie vanoggend dit net aan die Here oorgee nie? Hy weet daarvan. En as dit sy wil is, sal hy die doring uitblik. Paulus sê, 3 maal het ek die Here gesmeek. Nou, as Paulus die Here smeek, en die Here sê, my genade is vir jou genoeg, dan dink ek en jy kan net so 'n oombliekie pause en sê, ja, God is die geneesheer. God is die God van die deurbraak. Maar kom ek gee net my doring gou vir hom. En sê, Here, maak wat U wil. Maak wat U wil. Ek is U sin. Ek stel myself beskikbaar vir U, want dit gaan oor meer as net oor my. Daar vertaal daai vrou die Bybel in Russies met een vinger. Want Paulus sê, ek skaam my nie oor die evangelie nie, is 'n krag tot redding vir almal wat glo. Ook die Russe. Miskien wil jy vandag jou lewe aan die Here oorgee. Sê, Jesus, ek wil die nuwe ek leer ken. Ek wil nie meer die ou ek wees nie. Kan ek jou vra om op te staan, saam met my te staan? Ek wil jou geleentheid gee. As jy vanoggend sê, ja, ek gaan my lewe aan die Here oorgee. Vandag is die dag. In 'n baie positiewe sin. New year, new me. Maak ons oor toe. As jy vanoggend sê, ek vandag my lewe aan die Here oorgee. Steek jou hand op. Ek sê vanoggend, ek gee my lewe weer aan hom oor. Is gered. Ken hom. Ek besef net weer, dis hy wat my genoeg maak. Dankie Here, dankie dat ons kan reageer op U woord vanoggend. Dankie Here Jesus dat U woord sê dat die Vader die wêreld so lief gehad het dat hy sy enigste seun gestuur het.
En as ons in hom glo, dan word ons kinders van God. Here, vanoggend, soos ons bid saam met broers en susters, wil ons bevestig oor hulle, dat hulle geloof uitspreek in Jesus Christus, Here en Verlosser. Dat self probeer nie werk nie. U het een keer probeer, en dit was nie eens nodig dat u probeer nie, en u was 100% suksesvol. Dankie dat ons vanoggend die nuwe ek kan embrace. Woord sê, wonderlike ding van wanneer ons lewens aan die Here oorgegee het, is dat ons gedoop word. Dis 'n teken, dis 'n publieke verklaring dat ek my lewe aan die Here oorgegee het. En ek wil jou uitnooi om so 'n bietjie met die Here te stap in hierdie week. Ons gaan so oor 2 weke gaan ons 'n doopgeleentheid hê. En dat jy as 'n gelowige seker maak dat jy publiek voor jou geestelike familie die verklaring maak dat Jesus Christus jou Here is. Dat jy hom volg. Dat dit hy is wat jou gered het. Here, dankie daarvoor. Dankie vir u oorvloed, vir u genade, vir u leiding. En dankie Here, soos ons ook nou vir u sing, Heilige Gees, dat u in ons harte werk. Amen.